Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. En ja, hierdie week is in die Christelike tradisie baie belangrik. Baie kerke praat van hierdie week as die Heilige Week. Ander praat van dit as die Groot Lydensweek. Ook al dit is die week wat opbou na Goeie Vrydag toe, na Paasnaweek toe. Wat elkeen van ons bietjie meer tyd insit om regtig bietjie te fokus op my en jou verhouding met die Here Jesus Christus. Ons is besig in Johannes 16. Ons lees nou van vers 5 af verder aan. Nou hier is ook soort van die laaste gesprek, alles deel van die laaste gesprek wat Jesus met sy disippels het, ook voor sy kruisiging. So dit is ook baie sinvol, dink ek, dat ons dit juis in hierdie tyd lees. Ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En nie een van julle vra my, waarheen gaan jy nie? Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Geliefdes, ons lees tot sover. Net weer belangrik, ons lees in vers 7, as ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. Nou beweeg ek hier met die rekenaar se muis oor dit, want ek lees dit op die skerm vir julle, en dan kyk ek mooi na die voetnota. In die Bybel is daar aan die onderkant, daar gaan ook 'n aanduiding wees hoe jy by die voetnota kan uitkom. Parakleet, die Griekse woord verwys na iemand wat geroep is om bystand te verleen, 'n helper, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger, 'n trooster. So mooi dat dit is konsekwent die woord wat Johannes vir die Heilige Gees gebruik. So as ons na hierdie gedeelte kyk, dan het jy hierdie groot ding nodig om dit vandag te hoor. Jy begin vandag nie alleen nie. God self stap saam met jou deur sy Gees. Dis die hele tema van hierdie gedeelte, van die fokus op ons. Mens kan nou baie ander goed op fokus, maar die fokus van vanoggend se oordenkings, jy is hierdie ding, jy is nie alleen nie. Weet, Jesus sê iets merkwaardig in hierdie gedeelte. Hy sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Net vers 7. Ek is seker vir die disippels was dit slegte nuus. Jesus vertel vir hulle, hy gaan weg. Dit is die manne wat hoe lank 'n pad met hom geloop het. Hoe kan dit beter wees dat Jesus weggaan? Maar Jesus verduidelik, want dan kom die Heilige Gees, dan kom die Parakleet. En dit beteken, God is nie meer net by sy mense nie, maar hy is ook nou in sy mense. Nou, ons begin dalk vandag met onsekerheid. Wat gaan gebeur? Hoe gaan dinge uitwerk?
Het ek wat nodig is vir vandag? En Jesus se antwoord is eenvoudig. Jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. Die Heilige Gees oortuig ons van wat reg en verkeerd is. Die Heilige Gees lei ons in die waarheid. En die Heilige Gees herinner ons aan Jesus. Wat baie besonder mooi is vers 13. Hy sal julle in die hele waarheid lei. Nie, hy wys noodwendig alles op een slag nie. Hy lei jou, stap vir stap, dag vir dag, soos wat jy dit nodig het. So miskien voel jy vandag onseker oor 'n besluit. Baie van ons voel moeg vir die pad, ons lewenspad. Of jy verstaan nie alles wat gebeur nie. En dan help dit my om te onthou, God verwag nie dat jy alles moet weet nie. Hy vra net dat jy hom sal moet volg. Want die Gees is reeds besig om jou te lei. En dan kan net die laaste kosbare waarheid weer bevestig. We gaan lees vers 14. Die Heilige Gees wys altyd na Jesus. So as jy vandag meer bewus raak van Jesus, meer vertroue in hom kry, meer vrede in hom vind, dan weet jy, die Gees is besig om in jou te werk. Stap nie vandag alleen nie. God self, deur sy Gees, stap saam met jou en hy lei vir jou. So gaan leef vandag met hierdie wete, jy stap nie alleen nie, God se Gees lei jou elke tree. Amen. Here, baie dankie dat ons nie hierdie lewenspad alleen hoef te stap nie. Want ons kan nie. Dankie vir die Parakleet, dankie vir die Heilige Gees wat vir ons lei. Ons eer U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Mag jy 'n dag hê wat jy nader bewus raak van die Here Jesus Christus. Ook in jou lewe en hoe sy Gees in jou lewe werk. Amen.